Volgende praat ek met jou oor die onderskrif is die ware rol van die profetiese. Nou hoekom praat ek oor die profetiese? Want ek hou van dit. Hoekom praat ek nog oor die profetiese? Want die profetiese is die bediening wat die meeste vlek kry in die laaste tyd. Nee? So, en is ook waar die ouens dalk die meeste aanjaag. Staan jy? Been there, done that, got the t-shirt. Maar my hoofopskrif is eintlik wanneer God se stem die atmosfeer verander. En ek en jy moet weet, wanneer God in 'n saak instap, verander hy situasies. Nou, ek wil sommer nou in die begin vir jou vra. Jy hoef my nie te antwoord nie, maar dink net daaroor. Wie van julle hoor God se stem? Ek sê moenie antwoord. Wie van julle hoor God verbaal met jou praat? Hier is 'n paar die wanneer my verbaal praat, is ek gewoonlik waar ek in die moeilikheid is. Wat ek die ou gejaag het op een of ander way. Maar hoor gou hier. Maar ons kere wat God nie met my en jou praat nie. Eintlik wil ek meer sê, ons kere wat ek en jy hom nie hoor nie, wanneer hy praat nie. En dis die amazing ding, en nou kan mens sê, en die ou mens sê dit, en ek val bietjie met die huis in die deur nou, die profetiese is nie meer nodig nie, want God praat met almal. Die probleem is dat almal nie luister nie. Die probleem is almal nie luister vir hy stem by die hemel uit baksteen, draai links nie. Partykeer loop jy en dan kry jy 'n klap wat jy moet laat links draai want jy het gehoor draai links mis. Want jy wil regs draai. Wie was al daar? Come on. En dis hoekom die profetiese nog nodig is, want reg deur die eeue het God gekies om self met mense te praat, maar met die wat nie wou luister het deur mense met hulle gepraat. So ons is op 'n goeie plek en dit het nog nie verander nie en dan gaan dit deur die woord vir jou wys, is dit okay. Maar jy moet vandag besef dat God nog steeds 'n God is wat praat. Hy praat nog met mense en hy praat nog deur mense. Come on, en ek het gekies om daarop te fokus. Nou ek is nie heeltemal 'n blou temperament nie, maar ek het die laaste paar jare 'n bietjie meer blou geword. So ek is nie baie statisties ingestel nie. Maar iets maak vir my nie sin nie. Dat die baswoord oor die profete, as ek die woord profeet sê of profesie, wat is die volgende woord waar jy dink? Vals profete. Maar hoor gou hier. Daar is 1817 min of meer profesie in die woord. Wat dit op ware profesie was. 20 dokumentasies van valse profete en vals profesie in die woord. Hoe kan ek en jy dan meer op die valse fokus as op die ware? En dit is presies wat die vyand wil hê. Een slegte sweetie in die pak maak die hele pak sleg. Een popcorn wat nie pop nie, maak die hele popcorn pakkie nie pop nie. Dis ook goed as mense ingestel, maar dit kan ons nie so werk nie. Vir my wiskunde wat strand 8 gepluk het, maak dit nie sin nie. Dit is minder as 100%. Maar ons fokus is daar, hoor gou hier, ek wil jou volgende help, waarop ek en jy fokus is wat ons word. Wat ek op fokus is wat ek by jou kry. So fokus op die valse en jy gaan teen oop wees vir die valse, keer op keer, maar fokus op die regte en jy gaan die voordeel kry van die regte. Ek wil daar wees. Ek het nog geen valse profesie in my lewe gekry wat sê ek gaan lank word nie. Ek het wel 'n woord vir my dogter gegee in 1996. Nee. 2008 profeteer ek oor haar, want sy was kort, ek verstaan nie. Sy is in standaard 6, sy is 1.47 meter lank. Nou speel sy senter vir Menlo Park. Sy begin in die A-span en na die pro toe eindig sy in die D-span. Hoekom? Want sy is te kort. En ek dink nie, dit kan ons nie wees nie. Ek vra toe eendag, Jelista, wil jy langer word? Wil jy langer wees? Sy kyk my so met baie ongeloof.
Ja, papa. En ek bid en ek profeteer vir hom. Jy gaan langer word as jou pa. Nou ek weet dit is nie baie groot, maar pa is 165. Weet jy hoe lank is Jelisna 3 maande na dit? 167. Ek het eintlik bietjie 3 cm bygeprof, ek sê ek gaan 1,7 word, sy het net 1,67 geword. Was die profesie vals? Ek is bly julle sien nou, want dis hoe ons wil redeneer oor hierdie goeters. Sy is 1,67, sy speel die beste game in die D-span, so skuif haar na Montana, toe sy begin in graad 11, speel die eerste span in Montana netbal, en speel teen haar maatjies, toe sy as center, so lank soos die HV, van Menlo, en hulle verloor met 'n punt in die semifinals teen hulle. En toe die meneer daar sien sê, hoe het jou dogter so groot geword? Come on, want ons het 'n God wat wonders kan doen. Come on. Hy doen dit en weet jy hoe weet ek kan hy doen wonders? Hy praat dit. As jy gewonderd kyk na jouself. Hy maak die mense sê, laat 'n mens wees. En hy sê en hy druk sy hande en hy maak die mens party lank, party kort, party dik, party maar. Hy maak ons almal lyk soos hy. En hy sê, laat daar lig wees en ons lig. So alles wat God doen, spreek hy met woorde en vervulling om wat te doen, om hom te verheerlik en 'n verskil te maak waar sy handewerk in is. So ek is opgewonde volgende hier met jou te deel oor die feit dat God nog steeds vandag praat en wanneer hy praat, verander hy die atmosfeer. En hier is 'n mooi voorbeeld in die woord en ek vang hom vir julle op in 2 Kronieke 20:20 waar Jehosafat hierdie rowwe stelling maak. Hy sê glo in die Here julle God, dan sal julle bevestig word. Ander vertaling sê sal standvastig wees. Hy sê glo. Lees dit saam my, glo in sy en jy sal. Julle is baie versigtig om my laaste deel te lees. Is dit nie skrikwekkend hoe ons toegelaat het dat die wêreld en pessimisme die profete van ons tyd geword het? Want ek kry 2 woorde heel van die begin af dat God wil hê dit met ons goed gaan. En dan wil hy ons moet gefestig wees in hom. Maar hier is die fondasie. Wat is die fondasie? Glo eerstens in die Here jou God. Jesus kom in Johannes 14 en hy sê vandag, hy sê vir hulle, glo my, jy glo in God en glo my. Ek gaan weg van julle af, ek gaan na my Vader, ek gaan vir julle plek voorberei. Wat is die fondasie? Glo in God, glo dan in dit wat God doen. Kan ek jou vanoggend vra om 'n oop gemoed te hê oor te glo wat God wil doen? Dankie. Julle werk so mooi saam. Ek sal vra dat ek weer kom. Hoor gou, die misbruik van die profetiese kanselleer nie God se bedoeling met die profetiese nie. Dis nog nie op jou notas nie. Die misbruik van die profetiese kanselleer nie God se bedoeling met die profetiese nie. Ons hoef nie te kies tussen om alles te glo en niks te glo nie. Ons moet kies om te glo wat God sê en te doen wat hy sê. So dis die amazing thing. Nou, hoekom kan ek vanoggend hieroor met jou praat, is oor ek is die smeltkroesdeur van die profetiese. Wie van julle in hierdie gemeente het al seer gekry deur die profetiese bediening? Wees nou eerlik, kom aan. Jy's baie min hier. Ek het. En dis hoekom ek dit vandag like. Want ek het besef dat ek 'n rol speel dat mense nie meer seer kry nie. Hier's baie min mense wat hier seer gekry het, of ek dink ten minste baie mense wat eerlik is. Wie het al seer gekry deur pastore? Dis bietjie meer. Wie het al seer gekry deur intercessors? Wie het al seer gekry deur beraders en coaches? So ons gaan almal, wie het al seer gekry deur 'n mechanic? Ek het met my pa was een man. En ek het in Brakpan gebly. Nou 1994 gebeur daar iets amazings met my. Ek stap in 'n kroeg en dronk, ek stap nugter uit. Toe ontmoeting met Jesus Christus het wat my radikaal gesond maak. Ek het net hierdie woorde gesê vir ou wat my laaste dop gegooi het. Ek wil graag hê wat jy het. Ek sklam met hierdie dinge gaan na die Here dien, toe maak hy my nugter. Nou ek was 'n hervormder, eintlik nie, my vrou was hervormd, ek was vervormd.
ek was eintlik gereformeerd en hulle het my aangestel. Nou gereformeerdes, weet julle, is doppers. So ek moes elke Sondag seker maak die nagmaalwyn is reg. Ek het dit egter verkeerd verstaan. Hy het bedoel ek moet die hoeveelheid reg kry en ek het gedog ek moes proef of dit reg is. Maar die gevolg is dit het my in die voet gebyt. Maar nietemin, ek het 'n radikale bekering in 94 waar die Here, miskien het julle van julle die storie gehoor, so vergewe my. Maar moet ek tot bekering kom, toe sê my skoonma vir Isabel, hy neek oor van een uiterste na 'n ander uiterste. My skoonpa sê vir my, gaan dit sê soos hy het gesê het. Jy was nog altyd vir my 'n teleurstelling en nou dit. Is toe tot bekering kom, imagine wat het ek gedoen, maar ek was 'n baie goeie polisieman op Silverton Polisiestasie, 9 maande daar, 7 aanrandingssake, waarvan 3 polisiemanne was. So, ek het my goed van my taak gekwyt op 'n verkeerde wy. Maar die oomblik toe Here in my lewe instap, toe verander goed bietjie en ek by 'n gemeente, die Gloria Vernuwende Baptiste Kerk in die stad, waar ek genooi was deur 'n vriend van my en ek het gesê gaan net een keer gaan want hy gereformeerde stiek by sy kerk. Ek gaan nie weer, gaan net een keer gaan en toe sal instap. Die gees van die Here is soos kragtig en sigbaar daar en my vrou se lewe word radikaal verander deur die profetiese bediening. Ek en sy kry daai dag profetiese woord wat my skud en haar skud. En ons het niks van dit geweet nie, maar ons het geweet iets en iemand praat met my wat hierdie ouens nie kan ken nie en het my lewe radikaal aangeraak en verander. So gaan dit aan en 'n bietjie so 'n halwe jaar verder en daai kerk was baie dinamies. Hulle het gefunksioneer in die gawes en hulle het tot 'n ouderling gehad wat daar voorsit wat die gawes mooi beoordeel het soos 1 Korintiërs 14. En soos iemand iets kom deel het, en daar kom toe 'n woord uit, dat hier is vanoggend mense wat die gawes soek van die Heilige Gees. Nou, ek is aan die brand vir die Here, man, ek het goed gedoen, nou sit ek daar, kan julle my daai kan sien, kom ek sit, ek gaan hier maak of ek op 'n stoel sit, ek sit op die bank, en hier kom die woord uit, en ek sê op, ek sê ek gawe, en loop ek so stadig in die bank uit, sê ek houtbanke. Dan dog ek, wat se gawe wil ek hê? Ek het opgespring, ek sê ek soek 'n gawe. Toe ek so aansit nog ek's 25. Ek soek die gawe van profesie want dit lyk cool. Ons hou mos van cool goed op 25. Dis kom ek met haar, ek het lank vroeër met haar getroud. In elk geval, ek kom voor en hier, man, ons klomp mense. Die pastoor was 'n groot oom, Huub de Wit, en 'n profetes, wat ek gehoor, sy profeteer vir my, en lê hande op, en ek staan ook daar, en sê my, profeteer. Ek en 'n koekie en kloon nie, maar ek het blijkbaar die gawe ontvang. Ek sê, okay, alles klaar, en ek dink het gebeur met baie van ons, jy word bedien, jy voel niks nie, maar jy loop terug, okay. Gaan sit maar weer. Toe sê jy gaan sit, sê die pastoor, nee, ek weet nie wat hy al gevra het nie, maar as 'n tannie wat toe 'n geestelike lied sing in tale, tannie Eureka, baie mooi, sy klaar sê, daai jong man, en sy vrou kom vorentoe, nou gaan ek weer vorentoe. Dit was altyd so, ek gaan nie een keer myself voorstel, die tweede keer om verskoning te vra, want ek het moeilikheid gemaak. Doch, waarvoor moet ek nou verskoning vra? Is ek wat ek nie geprofeteer het nie. En hulle gee toe vir ons 'n woord, dat die Here gee my nie die gawe nie, maar hy rig my op as profeet. Dit is 1994. Daai maandag, hel breek loose. Want toe hoor die profeet van die huis, hoor gou wie, dis ware verhaal hierdie. Hoor die profeet van die huis, daar's iemand gesê hy's 'n profeet en die Here het nie vir hom gewys nie. En ek moes my wickets keer, mense. Hey, ek dien die Here 4 maande, kry 'n woord, ek wil uitgaan vir 'n gawe, kry 'n woord, ek ken die gawe, maar die Here wil iets meer vir my gee. Dis exciting tye. Almal moet saam my opgewonde wees, as Josef, julle gaan voor my by. Wat's fout met julle? Staan jy miskien ek in die put en die ouens ketaas aan my.
So die gawe wat cool geword was vir my, Pastor Eddie word vir my cruel. En dit gebeur met baie mense in die kerk. Hoekom? Nie die gawe wat verkeerd is nie, maar die wanbestuur van die gawe. Want ons het nie mense wat ons leer hoe om dit te doen nie. En as daar mense is wat doen, word hulle ook nog gekritiseer. Nou nie hier nie, in Silverton en die Weste. En nou is ek nog meer, nou is ek tussen en sê ek opgewonde wat, nou weet ek nie wat moet ek doen nie. En nou jy sê, want jy vra, wat het jy nou verkeerd gedoen? En in elk geval, nou gaan dit aan en ek het hier die behoefte, ons is in 'n selgroep met 'n selleier korter as ons, en baie dinamies en ek wil my eie sel hê. Ek praat net met my vrou daaroor. Ek sê ek wil graag 'n sel begin. Daar kom 'n profeet daai tyd by ons, Don Lennard, onthou julle vir Don Lennard? Hy het so met 'n doodskis op sy kar se dak rondgery. Ons staan daar voor vir bediening. Hy roep my uit. Hy sê, "Jong man, jy en vrou kom vorentoe." Dis die tweede keer wat ek daai woorde hoor. Hy sê, "Daai selgroep wat jy wil begin, die Here sê begin hom." Jy's maar opgewonde, die profeet my gepraat. Of as jy dink ek die Here is in hierdie saak. Want op daai oomblik glo jy God. En nou ek was gereformeerd. Ek weet nie van die gawes van die Heilige Gees, maar iewers in my het my gesê, jy kan hierdie glo. En nou begin jy al hierdie goed te gebeur, wat begin doen in my, wat my geloof begin twyfel aan die gawe. En die mense wat daarin funksioneer. Maar nietemin as ek opgewonde in die woord, ons praat met ons selleier, en ek praat met vriende van ons, my vriende wat so 2-4 maande voor my tot bekering gekom het, in die kerk toe genooi het, hulle sê, yes, hulle gaan saam met ons is so 3 gesinne, en Tannie Marie, en daar by die sel release ons, en die profeet van profete is daar. Die een wat kwaad was, oor hy nie daar was toe hulle, my gesê het ek, die Here rig my op as profeet nie. En hy bedien ons, en weet jy wat doen hierdie ou? Miskien is dit vir jou niks wat vandag hier sit, maar het was my 'n big deal. Kom sê vir my, staan nou elkeen ons vrouens, ek staan nie, my vriend staan nie, en sy vrou staan ons, hy kom, hy kyk so vir my, kom staan so langs my, en hy sê vir my vriend, en die Here sê, jy is die leier van hierdie sel. Nou wie kan nou daarmee stry? Nou staan ek hier net nog ek. Die Here kom sê vir my, daar self wat jy begin hom. Nou sê daai Here vir jou langs, maar jy is die leier. Nou dalk sou jy nie daarmee geworstel het, want jy is nog meer volwasse gewees as ek. Maar dit was my issue, Pastor Eddie. Maar voel my hele, hierdie ding wat ek, en ek sê as pres, hierdie ding wat ek nou begin koester het, wat God vir my het, en nie net as ek het die profeting eintlik vergeet, maar hey, ek wil mense help, want ek is gehelp. Ek was in die gutters, ek was op pad hel toe, ek het uitgekom, en ek het 'n getuienis om mense te vertel, en nou wil ek dit doen, en nou kom sê hierdie ou vir my, die Here sê, jy is nie die leier nie. Ek skree nie op jou nie. Pastoor skree altyd op ons. Maar dit was my issue. En ek onthou so 'n ding later in ministerie, by my het 'n klomp goed gebeur. Na dit, toe kom daar 'n vrou op die bestuursraad en sy maak 'n groot fout. Sy sê vir die pastoor, die Here het my gepraat in 'n droom, ons moet baksteen in die gemeente vir almal salf as profeet. En normaalweg sal jy mos uitsien daarna, want is 'n olie salf ding, en is 'n mantel ding, kom sit bietjie die mantel op my skouer. Mooi loop anders te val die salwing af. En ek sien die bene van hierdie nie uit hierna nie, maar dis toe daar deur, en ek gaan aan, en die Here maak deur oop, begin profesie, maar die ene aanslag na die ander slag deur mense in die kerk. En ek en daai vriend is in 'n tweestryd, want wie's nou eintlik die leier? Die Here het vir jou gesê, en die Here het vir ander ou gesê, het vir my gesê om dit te sê. Wie's nou die leier?
En as hierdie tweedrag en dan elke ding, hoor gou hier, wat ook die Here by iemand kom en sê, ons voel baksie moet oor die jeug aangestel is, dan stem 5 ouens saam, maar kom maar daar, dan is 10 ouens teen dit. So alles wat mense al in deur kan gaan in kerk, is ek deur in die eerste 2 jaar van my dien vir die Here. En so kom dit op 'n dag, en ek hoor hierdie woorde wat sê, if you get offended, you get removed. En die oomblik toe ek dit hoor, Ronnie, toe ek kwaad. My skoonseun sê, so kwaad soos die beeste. Ek is kwaad. En elke ding wat gebeur, dan meer offense, en meer offense, en meer offense. En vir elke offense wat ek gevat het, was ek vir 3 jaar geremove. My laaste een, kan jy glo wat doen ek? Kom op 'n dag en ek sê vir die Here, want as ek aanval oor die profeet, sê ek sê vir hom, Rek, soek nie hierdie mantel nie. Vir 12 jaar praat God nie meer met my nie. Vir 12 jaar hoor ek nie sy stem nie. Vir 12 jaar moet ek op hoor sê, handel en wonder of ek op die regte plek is, want ek het neergegooi wat God het op grond van, vergewe my woord, iemand anders se stupidity. En dis hoe ek volgend, ek het 'n hartskraai na jou toe, moenie dit wat God vir jou het, gooi vir die valk en die varke nie, want dis nie God wat dit doen nie, dis mense, maar God is die aansteller van die gawe, en die gewer van die gift, nie mense nie, en die mens was nie voor God nie, God was vir die mens, en die profeet was nie vir God nie, God was vir die profeet, en hy kies profete, nie mense nie. En die mensgemaakte goed, pastoor, die sal self wegval, maar moet jy nie waag om dit te doen nie, want jy sal die konsekwente dra en ek het. Toe neem ek 'n besluit in my lewe, nee, ek sal nooit weer offense vat nie. Ek sal nooit weer wat God vir my gee, aanhang aan iemand anders te nie. Nooit iemand anders se opinie kry, vir wat God vir my het nie. En dit sê nie, hoor gaan, dit sê nie, jy kan nie inspraak hê in jou lewe nie. En ek glo dat elke ou van die 5voudige bediening moet gehaak wees in iemand van die 5voudige bediening. Ek het 'n pastoor oor my, Pastoor Lourens. Ek staan nie alleen nie. En ek glo nie enige een van die 5 kan alleen staan nie. En ek glo dat dit nie daar is om jou eie pedestals en platforms voor te berei of op te funksioneer nie. Maar mense maak dat mense dit doen. Is dit oké? Is julle nog lief van my? Is dit bietjie uit my hart uit? Ek weet nie of ek dit ooit al hier geshare het nie. Wat ek my bril gedoen, my vrou. En my agtersang. Dankie. 'n lang dag. Awesome. So ek gaan met 'n paar punte met jou praat oor. Vanaand, ek wil uitnooi vanaand toe. Ek doen nie eintlik wat ek doen nie, maar ek doen dit wat Pastoor Lourens my gevra het. Kom vanaand. Ek gaan volgende paar mense profeties bedien. God gaan deur my. En ek gaan vanaand baie meer. Vanaand gaan ek 'n monoloog doen van die verhaal van 2 Kronieke 20. Net om die fondasie vir te lê wat daar's presies gebeur het. Is dit oké met jou? Ek doen 'n monoloog want ek is een. Hoekom doen ek dit alleen? Want ek praat te vinnig vir ouens om saam met my te bly. Want jy moet tog my wys, ek moet 'n bietjie stadiger as ek te vinnig gaan. Hoor gaan die profetiese het in God se hart ontstaan. Ek het nou so 'n bietjie daarvan gesê. Profetiese is nie 'n mensgemaakte beweging nie, dit begin by God, omdat God 'n God is wat wil praat, en dit was God se intensie om van die begin af met die mens te praat, maar jy weet en ek weet dat ons raak partykeer te besig. En dan is daar ouens wat minder besig is as jy, soos dalk pastore en profete wat tyd het om na God te luister. En dalk luister en vir jou dit kan oordra. Dit maak nie jou minder werd om God se stem te hoor nie. Ek gaan nou meer daaroor sê, maar eintlik is ons rol, sê nou ek is 'n profeet. Weet jy wat is my hoofrol? Om die heiliges toe te rus vir dienswerk. So ek moet jou help om God se stem te hoor.
Nie alleen nou word wat God se stem hoor nie, dan is ons op die verkeerde pad. Kyk, so ons help en daarom is daar profete skole en al die profete wat ek ken, het almal profetiese woord skool om ouens toe te rus en te help om God se stem duidelik te hoor. Hebreërs 1 vers 1 sê hy, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Johannes 10:4 sê hy, en wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. Johannes 10:27, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Nou ons is baie besorg oor die valse profete, maar hoe meer die skape die stem van die herder ken, hoe minder gaan hulle agter die valse profete aanloop. En daarom is dit nodig dat skape in 'n kudde hoort, sodat hulle God se stem kan leer ken. Nie die herder van die huis se stem nie, maar God se stem kan leer ken, en sal nie agter valse goed aanloop nie. En baie van ons is baie besorg daaroor. So erg dat jy self nie meer God se stem hoor nie. Kyk net hoe doen hierdie valse ouens. Ek wil 'n interessante ding vra. Wie van julle ken skaapboerdery? Kyk, dankie Eben. Nou, daar's nog een, hier's 'n paar hierso. Nou, deesdae die ouens skaaphonde. Né? Het julle skaaphonde? Maar baie ouens het, ek dink in Engeland waar die ouens meer die skaaphonde het en jy kry tot 'n spesifieke hond wat geteel is as 'n skaaphond. Kan daai skaaphond 'n wolf wees? Maar die ouens kan op afstand en die mis perceive as 'n wolf. Want die hardloop ook net soos die wolf. Maar sy job is nie om skape te vang nie. Sy job is om skape aan te keer na waar toe? Na die herder toe. Maar ons raak so bewus van ons kyk net uit vir die wat se naam. Wat is hy wolf? Wat is hy wolf? Wat? Ek hoef nie oor die wolf te worry nie, want ek ken sy stem en nou het ek skaaphonde, herders wat help dat hierdie skudde by mekaar bly. En wat doen hy? Ek sien party van hy wat wolhard is, hy skaaphonde, hy spring hy so draai down, chop, spring hy so 'n posisie in. Hy byt hom nie. Hy byt nie sy ore nie. Hy smeer nie salf in sy neus nie. Maar as daar fout is met die skaap, bring hom na die herder toe. Hy keer hom so af. Toe by die herder kom en die herder die wond kan hanteer, die olie in sy neus smeer en sy ore smeer. Kyk of al die bene nog okay is, kyk of al bosluis onder die wol is. Die hond doen dit, hy bring dit na die herder toe. Sê vir jou langs jou, dis goed om sy stem te leer ken. Van Genesis tot Openbaring sien ons God het homself bekend maak. Maar gou die vraag is nie eers praat God vandag nie. Die vraag is eerder ken ek sy stem? Leer ek iemand om sy stem te ken? En dis die hoofrede vir die profetiese. Want wat is profeties? Is God se plan vir die mens. Nou jy kan dit self hoor, maar wie van julle het al opgeslip met dit? Want jy kan ook foute maak. Wie gooi jou met klippe? Vir jouself. Jy jouself aangekla, mag van daai profeet, pastoor sê jy's 'n vals profeet vir my gewees vandag. Jy doen nie dit nie, want hoekom? Want jy kan 'n fout maak. Daarom wil ek vir jou vra, hê genade vir foute. En ek promoveer nie valsheid vanoggend nie. Inteendeel dink ek ons konsep van valsheid is in elk geval vals. Want ons label 'n ding wat nie nou waar word in my tyd nie as vals, maar vals is nie van God af nie God verheerlik nie en bring nie iemand na God toe nie. Dis 'n ander bron vir 'n ander God, vir 'n ander motief. Van ons is genadig, het ons genadige pastore soos pastoor Lorenz wat jou kans gee op 'n platform om iets te sê. Wie van julle van die pastore wat hier bedien het die eerste keer het als 100% gegaan, pastoor Vallen? Wie het jou met klippe gegooi? Wie het iets verkeerds gesê? Wie het nou altyd gesê jy is vals?
kan ons daai balans kry? Hoekom doen ek dit nie? Want ek ken hierdie ou man, hy probeer sy bes, hy's nog introvert, hy moet nog bewe ook, sy praat. Sy kom nie so maklik nie. Ek dank die Here, ek is so lank soos Pastoor Eddie of Jan van Dijk nie, want ek so hoogtevrees gekry het daarbo. Maar dit maak my nie verkeerd, dit maak hom nie verkeerd nie. Genadiglik kan ek nooit oor ons koppe preek nie. En as Pastoor Eddie sit en ek staan, kyk ons mekaar in die oë. Staan jy? En as ek hom groet en hy guard his loins. So, hoor gou hier. Ek hoop dit is al die goed, hoor jy vanoggend, waar ons op pad af is. En ek stap vanoggend hier in en ons het 'n rolspelers meeting. Toe wonder ek, wat se rol moet ek vandag speel? Maar dadelik is daar hierdie lekker atmosfeer. Hoekom? Gaan nou iets vir sê wat jou dalk gaan skok. Maar God is 'n lekker ou. Ek bedoel nie neerslagtig nie. God hou van vriendelikheid. God hou van opgebeurheid. En die gawe van die profetiese is om te troos, te bemoedig en te stig. Met ander woorde, om ouens bietjie op te lig, om die sad you sees en for you sees bietjie te laat smile. Nou by ons, by ander gemeentes, by ons hier by Silverton, deur hulle suurlemoensap by die deur uit. Gaan ons kom. So beneek in en ek net is my stoel. Weet jy wat ek jou baie keer op my stoel. Ek weet nie ek sit hier so nie. Sal jy dit opgaan? Nou nie hier. Maar come on, dit is deel, as jy gaan kyk reg deur die woord, deur die profete, nie een profeet was dieselfde nie, maar hulle het dieselfde fokus en oog gehad. En verskillende targets gehad, verskillende groepe gehad wat God hulle gegee het. Imagine Esegiel. Ek dank die Here, my naam is Esegiel. Ek is amper dieselfde as baksteen, is amper so. Hy sê vir Esegiel, ek het jou hardkoppig gemaak. Ja, maar die Here maak nie hardkoppige mense nie. Hy sê vir my, want ek stuur jou na hardkoppige volk toe. So jy gaan hulle headbutt, my ou. Vir Hosea. Amper sê ek is in die moeilikheid so beland het. Sien jy daai prostituut? Wat as vrou my ou? Ja, maar die Here werk nie so nie. Ek kan jou 7 weke besig hou met goed wat God doen. Wat ek al gehoor het, mense sê, God werk nie so nie, God werk nie so nie, God werk nie so nie. Kom ek gou vir Annie ken, is in 2 Kronieke 20, eintlik 2 Kronieke 18, waar die Here 'n profeet gestuur het met 'n leengees. God het hom gestuur. Die Micha kom daar, en hy sê, nie, eintlik klomp profete, die ou kry vir die profeet, Agab, hy sê, moet ons gaan fight? Hy sê, ja, gaan fight, man. Hy sê, nee, ek ken jou, my chom. Jy, ek sê, hoeveel keer wil jy net sê wat God sê, maar ek sê wat hy sê, ek het nou net vir Josafat gesê, hierdie ou, bring net vir my slegte nie, so wat is hierdie storie nou? En hy sê, ek het 'n visioen gesien, waar die profete voor God staan, en God kyk vir Agab, en hy sê, wat kan ek doen, om Agab oor te gee? En toe kom maar, 'n gees vorentoe, en hy sê, stuur my, as 'n leengees vir die profete. En die woord sê, en God het gesê, dis goed. Maar nou kan ek nie die verhaal daar stop nie. Wat was die mission van hierdie? Wat was die vision van hierdie mission? God wou iets bereik en hy het. Maar ons moet versigtig wees om goed te sê wat ons nie van weet en nie ken nie. Want God sal enige iets doen om iemand te red. Al moet dit kos, en dis daar in daai woord om 'n ander ou te stop in sy stupidity.
Maar partykeer doen hy dit nie en hy wil hê jy moet sien wat hy doen en sensitief wees vir sy stem. En hier kom Micha en Micha lieg en hy sê, ek weet jy lieg man. Sê Agab vir hom. En nou net al verder, toe kom die straatjie popper, die fan van Josafat, want hy hoor hierdie getuienisse en wat ek nie verstaan nie, is in in 2 Konings 18, vertel hulle hoe Josafat het 180,000 soldate gehad. En nog ander ons gehad om help wat 200,000 soldate gehad het. En nog ander koning wat 680,000 soldate gehad het. So hy het nie rede gehad om te worry of te panic nie. Alles was onttrek. Maar hy kry die boodskap die Moabite kom en hy slaat te paniek. En weet jy wat doen hy? Hy gaan toe nie na die profete toe nie. Wat doen hy? Hy bid. En hy roep almal by mekaar, hy sê, kom jy, ons gaan vandag vas. Ons is vas op die grond. En ons soek God. En terwyl hulle paniek slaan, en hy herinner God aan sy beloftes, en dit wat God gedoen het, want hy het sy God geken. En terwyl hier kom 'n jong laaitjie op, Jaasiel. Hy sê, hey, koning Josafat. Luister wat ek vandag vir die volk sê en vir God sê. Hoor gou, jy kan gaan kyk na Jaasiel se nageslag. Hy's nie 'n profeet nie. Hy was eintlik 'n priesterlike seun. Geen credentials nie, geen platforms gehad nie. Nêrens gestaan sê, oh, thou says the Lord nie. Niks gehad nie, net 'n woord van God op die regte tyd. Come on, en 'n interessante ding, want ons sê mos vir mekaar. Pastoor Eddie, ek wil hê jy moet vir my by die Here hoor, oor hierdie situasie. Ek gaan nie vir jou sê nie. Want is beter dat jy nie weet nie. Want as ons nou weet, kan ons uit ons vlees uit profeteer. Nou hier staan hierdie laaitjie. Hy hoor hierdie gemoun en gegroun oor hulle. Hy sien hierdie ouens voor die Here en hy staan op. Hy sê, so sê die Here. The battle, gaan dit in Engels sê, klink dit so veel beter. The battle is not yours. The battle is the Lord's. Jy gaan nie nodig hê om te gaan fight nie. Dit is persoonlik vir jou. Daar's 'n situasie in jou lewe, jy wil fight, jy wil kop in die byenes trek, maar God sê moenie. Is nie jou fight nie. Maar dan sê hy hom, but position, sê so my position. Sê so my position. Position yourself and see the salvation of the Lord. Ander woorde, sê Josafat, al ken ek hierdie situasie, ek bring vandag vir jou deurbraak. En weet jy wat doen pessimisme? Daniel, pessimisme maak dat ek het mis. Die pes. Mis. Dit in konteks sê. Come on. Nou mis ek, want sê nou net, Pastoor Eddie, sê nou net Jaasiel, het hy die vlees uitgeprofeteer. Wat sê toets mense? En in die waarword van die woord van God. Maar baie van ons, weet julle, dat Jesaja het gesterf, voor die waarheid van baie van sy profesieë. Maar dit het waar geword na hy dood is. En dis wat ons sê, ek het 'n pastoor my gehad, as daai gesê, as daai woord nie waar word in jou lewe nie, dan is dit nie God nie, was dit vals. Dan was Jesegiel vals. Dan was Jesaja vals, wat ons weet nie was nie. Maar wat gebeur toe? En dis hierdie vers, hier kom Josafat. En die laaitjies praat, maar hy sê, positioneer jouself. Weet jy wat doen Josafat in vers 20? Die woord het is waar geword in vers 32. In vers 20 kom hy en hy sê, glo in die Here jou God. En hy sê jou bevestig en glo in sy profete, hy sal jou voorspoedig maak. Wat is die sleutel hierso? Nou, as ons sê, wie van julle het al materiële, is dit okay as ek so met julle lekker praat? Wie van julle het al materiële profetiese woord gekry? Kom ek wees nou
Reguit, 'n kar, 'n huis. Was dit van die Here af? Maar dit is dan materialisties. Hoe kan jy 'n huis wil hê? Come on. Sy 10 in daai tyd 'n huis so nodig gehad. En toe kom ek agter dat wanneer ons God raadpleeg soos Josafat, sien wat doen God? Ek gaan in Engels, kom ek probeer dit in Afrikaans sê. Hy adresseer die behoefte. Ja, maar jy verstaan nie, is 'n fisiese behoefte. Ja, as hy fisiese behoefte nie nagekom nie, word jy vieslik. Jy agtergekom as goed nie vir jou werk nie. Hoe land lyk jy as 'n Christen? Nou nie hier nie. Ek kry ons wat bad Christians become as hulle as goed nie vir hulle gebeur, as God nie operate soos hulle wil hê nie. Maar God wil jy nie net please nie. Wat wil hy doen? Hy wil 'n ding in jou lewe doen wat jou nader aan hom bring en hom verheerlik. Want kyk wat was Josafat se respons. Hy sê doen dit. Hy sê glo in God en jy sal standvastig wees. Ons standvastigheid lê in God. En as jy val vir enige ander profetiese woord, sê jy kort meer van God. Jy moet in sy teenwoordigheid te kom sodat jy sy stem ook kan hoor en self te kan verstaan dat jy hom gemis het wanneer jy hom moes gehoor het. En dan het jy 'n profeet, 'n vriend of vriendin nodig wat vir jou kom inspraak gee en sê ai. Dit het my gebeur. Ek gaan nie meer vir jou luister, jy mis God. Jy wat ek God gemis. Ek meen ek gemis, ek het net nie vir hom geluister nie. Hoekom nie? Want dit was lekker in Parys. En ek sê die Woensdag, julle. Ek picture my nergens anders as in Parys nie. Terwyl ek het sê, dink aan Pastor Lorenz wat gesê het in Mam se toutie, sê vir Pastor Marie, ek tree hier af en volgende aand sê Here vir jou tyds verby daar. Dit was die Woensdag. Die Vrydag bel Pastor Lorenz my. Nou Baksteen, my boeta. Pak jou goed. Die Here het my gesê jy moet Silverton kom vat. Op daai oomblik, weet julle wat? Het ek so geweet, Gert, ek sou nie God se stem behoor nie. En ek sê vir die Here, ek jammer. Ek weet nie hoe ek jy by jou gepraat het nie, ek het dit definitief gemis. En nou is Pastor Lorenz nog na, hy gee vir woord te sê, maar hoor by die Here. Kry by die Here skrif. En ons wou nie Parys los nie, en ek moes nie Parys los vir ons wat gesê het ek moes nie. Ek moes met die Here gesê het. Maar weet jy wat? Dit was my lekker. Ek het 1 keer 'n week geroei op die Vaalrivier. 7 ure lekker. Maar toe pendel ons 'n week daar en toe wil ons so graag ek Parys deel maak van Shalom. Ek. En die Here druk 'n vingertjie voor. Tjoep. En nou is ons al 7 jaar terug in Silverton. Come on. Toe weet ek, daai profetiese stem was nodig vir my. Ek hoor God se stem. Ek hoor hom baie duidelik, eerstens vir myself en dan vir ander. Maar ek is ook groot genoeg of klein genoeg om dit te erken waar ek mis. Waar ek opslip en sê, ek is jammer, Here. Nou weet ek, hoor gou, ek het sommer hier 'n stywer ingooi. Nou weet ek, dit is problematies as 'n groot profeet vir jou woord gee en dit het met hom gebeur. Ek dank die Here dat dit met my gebeur. Ek het my nie self met klippe gooi of bakstene geslaan nie.
Ek het seker gemaak, ek hoor van nou af in elke omstandigheid God se stem. Sodat dit nooit weer hoef te gebeur nie, Pastoor Eddie. So daar is 'n verantwoordelikheid by elke hoorder om God se stem te hoor. En 'n profeet is slegs een van die maniere hoe God met jou praat. Maar moenie daai manier misag nie. Daar's duidelik woord oor dit. Ek is by my eerste punt en ons al hoe lank al ingang. Is julle nog okay? Is julle gedag die profesie begin nie by 'n profeet nie, begin by God. Ek het nou gesê, want God kommunikeer. Tweede punt, Jesus het nie die profetiese afgeskaf nie. Hy het dit in sy kerk gevestig. Ons sien na die skrif, Efesiërs 4:11, hy het sommige gegee as apostels, anders as profete, anders as leraars, anders as evangeliste en ander as herders. Om wat te doen? Om die heiliges toe te rus vir 'n dienswerk. En weet jy, ek kom in baie kerke wat skrikwekkend is, dat baie min kerke hierdie het. Baie van ons funksioneer in ons ministry, maar ek rus min ouens toe in die ministry wat God my gee, want dit is myne. Kan nie weggee nie. So as jy koop the saints for the work of the ministry, as jy 'n pastor is, moet jy ons leer herderskap toepas. Dis hoekom ons selgroepe het. As jy 'n profeet is, moet jy ons leer om God se stem te hoor. As jy apostolies is, moet nuwe goed ontstaan en God se krag moet in hierdie goedes wees en nuwe dimensies moet uitgebrei word. En jy kan duidelik sien dat Shalom 'n apostoliese gemeente is. Met 'n apostoliese leier, want as hy nie 'n apostoliese leier was, sou ek nie op hierdie kansel gestaan het. En hy sal geen iemand anders kans gegee nie, maar as ouens wat apostolies is, maak ruimte vir ander ministries en bedieningse, want hoor gou wie, is meer as jou, is meer as nou. So het nodig om aan ons toe te rus. Die evangeliste is die beste sielewenners, maar as ek net siele wen, hulle kom nie in die kudde nie, dan word hulle geaborteer op die straat. So moet deel wees van die liggaam. En daarom het hy sê, het Jesus gegee vir wat? Vir sy liggaam. As apostels, profete, evangeliste, herders, leraars, om die heiliges toe te rus, sodat almal, sy sal my almal, kan kom tot 'n volmaakte beeld van wie van Christus is, en dan elkeen tot die voordeel kan funksioneer vir mekaar. Sê vir jou langs jou, dit sal vir my great wees as jy in jou gawe begin funksioneer. Dis hoekom ons 'n selkerk is, dis hoekom ons 'n kerk is wat growth track doen. Ons wil jou gawes uit jou uittrek, sodat die liggaam en die ouens buitekant die voordeel kon kry van wie Jesus en Christus en die kerk vir die wêreld daar buite is. Dis nie net vir die kerk om goed te lyk nie, is vir die kerk om goed te wees. Buitekant. Is julle nog okay? Gesonde profetiese bediening sê nie, jy het my nodig om God vir jou te hoor nie. Gesonde profetiese bediening sê, ek wil jou help groei in jou verhouding met Jesus, die woord, die Heilige Gees, en om God se stem te hoor. Nou in hierdie gemeente was al paar profetiese woordskole gewees. Het begin baie goed en later neem dit af, want ons dink ons is okay. Hoor gou hier, ek en jy het profetiese lering nodig. Almal teach nie oor die profetiese nie. Hoekom nie? Want dit is nie wat hulle moet doen nie. Wie moet oor die profetiese leer? Die profetiese ouens. En nou dink jy, Pastoor Eddie, as daar meer sulke opleiding was, sou ons minder issues gehad het vandag? Ek dink so. As jy pastoor wil word, moet jy akademies wees. Ek moes by die NG fakulteit studeer. My 7 jaar gevat. En ek is standaard 8 gepluk. Was my moeilik. Maar ek het dit deurgekom. Weet nie hoe nie, dit is sy genade. Maar as jy pastoor word, moet daar sekere kwalifikasie. En die kwalifikasie sien nie eintlik net, jy moet goed weet, dit gaan oor 'n verantwoordelikheid. Wat van die ander van die 5voudige bediening? Hulle moet sommer net van self gebeur en moet daar as jy verkeerd doen as jy in die moeilikheid. Waar moes ek leer om te profeteer? Ek het nie 'n profetiese mentor gehad nie. Ek het nie ons jou uitgecheck, ek traag dit by die volgende geleentheid.
Want ek het nie iemand gehad wat my in die hand vat en my help nie. Nou as jy in 'n gemeente, hier's baie profetiese stemme in hierdie gemeente. Step in by iemand. Hier's ouens wat kan teach, man, wat vir jou baie goed kan leer. Tap in by die ouens. So wie kan word? Ek en jy beter kan word. Die derde punt dink ek gaan ek nou toe spring. Kom ek sê gou eers hierso. Die gawe van die profesie en die aanbediening, weet julle, is nie dieselfde nie, maar mens groei iewers. En kan ek gou iets in 'n sneak peek ingooi? Ons het groot geword met twee konsepte, die gawe van die Heilige Gees, die gawe van profesie en die amp. Nou die ouens wat lankal die Here dien, kom agter daar's bietjie meer. Daar's die gees van profesie, wat die woord van praat. Dan is daar die gawe van profesie, dan is daar die bediening van profesie en dan die amp. Nou weet ek, jy kan frons, want waar kry jy dit? Woon studies by oor hierdie goed is. Lees boeke oor die goed en dan meet jy elke ding aan die woord van God. Weet jy dat daar verskillende profetiese temperamente is? Soos die blou, rooi, groen en geel wat ons ken, is daar verskillende profetiese temperamente in die ontvang en die uitdeel. Daar's hoorders, sieners, voelers en weters. En dan in die uitvoering van dit is daar die roepers, die doeners, ek noem dit die actors en die callers, ek klaar gesê, en was dit is actor, caller, shower en speaker. En alles voorbeeld uit die woord uit. En ons frons as hierdie profeet stupid goed doen. En net die profete doen stupid goed en dan word hulle uitgehaal. Maar waar moet ek hom uithaal? Kyk in die woord. Maar nou hoor gou hier, het jy die tyd om elke bediening te gaan bestudeer deur die woord? As jy het, wil ek jou dadelik aanstel. Daar's mense wat God opgerig het wat dit doen, waar ek en jy kan intap, maar moet asseblief nie ouens kritiseer, as jy nie weet waarop jy hom kan kritiseer nie. Die profetiese bediening is daar om 'n blessing te wees, en ek hoop tot nou toe was ek 'n blessing vir jou. As ek nie was nie, vergewe my. Dis my hart. Hy sê in Efesiërs, hy het gegee sommige as apostels, almal kan aangemoedig word om te profeteer, maar nie almal funksioneer in die amp nie. En hier's die mooi ding. Onthou nou, toe ek nou daai dag, ek het opgestaan vir ek wil die gawe hê, guys. Ek wil net die gawe gehad het. Dis al wat ek wou hê. Wat doen die Here? Hoe hy bereid was om iets van hom te hê, wil hy my meer gee van hom. En toe ek nou daai begin kry, nou eers as hulle my profeteer, ek nie koek en kloe gehad nie. En toe begin ek Here vra, hoor as ek moet profeteer, moet ek seker iets hoor en iets sien en iets. Toe ek eendag by 'n bid hier en ek sien klomp babetjies wat in die hemel uitreën. Genadig nie gesien hoe raak hulle die grond nie. En nou weet ek nie wat dit beteken nie. En nou moet ek mos weet wat dit beteken. Jy het mos nou vir jou gebid, jy het 'n woord gekry. Ek het nie geweet nie, nou vra ek. Nou sê net daai ou die uitleg, daai. Ek gaan toe na die Here, ek sê Here, ek het gevra vir die gawe, dis okay, dis reg. Toe moet nog goed gebeur. Toe sê u doen dit. So nou obviously as jy vir my 'n prentjie gee, wys my wat dit beteken. En toe moes ek kies om te glo wat ek hoor beteken het. Ek het die eerste keer boeke gelees oor profetiese en uitleg van goed is in 2008, ek profeteer al van 1994 af. So ek moes toe my eie battles fight en by God hoor en foute maak en check met ouens en vir ouens vra en nie almal was bereid om my te help nie, pastoor Eddie. Presies dieselfde as hy eerste profeet. Want hoekom wil jy nou 'n groter profeet word as ek? Dit is vir my gesê. Ek wil nie. Ek kan nie groter staan gehou op, pastoor Eddie. Kan nooit groter as jy wees nie. Ek kan nie groter as baie van julle wees nie. Maar ek wil nie groter as jy wees nie, want ek kan 'n 5-jarige, 3-jarige, 2-jarige, 7-jarige, 15-jarige in die oë kyk en sê, hoor, wat wil die Here vir jou doen en sê.
Ek het nie 'n pedestal nodig om dit te doen nie. Want daai goed veroorsaak moeilikheid. Nie vir almal nie. Party ons wat lank en groot is, kan op die grond bly. Dis baie van ons ouens wat nie kan doen nie. Maar wat's nodig? Die profetiese is gegee vir die liggaam van Christus. Om 'n verskil te maak in hulle lewe. En jy moet nou asseblief nie worry oor al my slides. Ek het net so baie, maar Zaan so baie werk gedoen om te sien ek is voorberei. Dankie. Wat is vandag belangrik, dat ek nie besef, dat God gebruik enige iemand, wat bereid is om deur hom gebruik te word. Die woord leer ons die roeping en die gawes is onherroepelik. Hoekom? Want dis 'n calling wat God doen. God roep, God stel aan. En die selfaangestelde ouens, weet jy wat? Jy hoef nie oor dit te worry nie. Hulle verheer ek nie God nie. Jy moet nie oor te worry nie. God sort hulle uit. En ek hoef nie vir God te sê om dit te doen nie. Want wie sê ek? Ja, dis so 'n bietjie daai profeet uit. Hy's bietjie hoogmoedig. Kyk hoe lank is hy. Eendag. En daar ek hoor baie van hierdie goeters. En ek's ingestel om dit te hoor. Maar wat doen ek? Toe ek dit begin hoor, toe verander ek my woordskool, my profetiese skool na profetiese woordskool toe. So elke ding wat ek teach in die profetiese woordskool is skrif gefundeerd. Selfs die goedes wat mense sê. Kan ek se een of twee van julle noem? Ons sê. Kom ek staan bo. Dis 'n bietjie verder van julle al weg. Ons het mos hierdie ding van sit die profetiese woord op die rak. Waar kry jy dit nou? Ek het dit hier gebeur, dit lyk dit hier gebeur. Maar dis wat ek geleer is, en hoor gou wie, dat 'n profetiese woord moet altyd 'n bevestiging wees. Oeps. Wat van daai eerste keer wat jy 'n woord doen, nog nooit God se stem gehoor nie? Nou kry ek goed in die woord wat Paulus sê, ek het niemand anders geraadpleeg toe ek dit gehoor het nie. En die skrikwekkende van daai skrif is, daar's nie 'n skrif nie, jy moet twee bevestigings kry. Waar is hy skrif? Daar's wel in 2 Korintiërs 13. Waar Paulus sê, kry die ouens, want julle praat nonsens van ons, oor wat ons nie doen nie, maar op hierdie twee ouens se getuienis van 2 of meer, staan 'n saak vas. Heeltemal 'n ander konteks. Maar dit sê nie om counsel te kry is verkeerd nie. Hê 'n mentor en kry counsel oor 'n woord voor jy heeltemal daarop reageer. Maar, né? Wat sê die woord? Hy sê, verag nie. Ek gaan nou vir jou sê wat staan die slide, kan jy miskien toe gaan. Die hele ding oor pessimisme en onderskeiding mag nie om nou vir julle sê nie. Vers, dink is punt 7. Ja, was hy. Maar in elk geval, 1 Kolossense 5, vers 19 en 20 sê, verag nie. Jesus sê, blus nie die gees uit nie. Verag nie profeseer nie. Nou sê hy, maar toets alles. En bou die goeie. Nou ek is gereformeerd daai vers gebruik om al die bad goed te doen.
Die Bybel sê, beproef al die bou die goeie, ek het nie die slegte bou. Hoor gou hier. Nou gee hulle vir my water. Ek het nog nooit van hierdie water gedrink nie. Maar ek het vir 2 jaar in Parys gebly en daai water is vrot. I don't think I can drink of that water. Did you see the label? It's red with a blue cap. It doesn't fit. And it's thin as well. That bottle doesn't even have a shape. How can I drink that? Ek het nie cooking clue hoe proe daai water nie. Hoe toets ek daai water? Genadiglik het ek 'n lang neus. So voor ek hom proe, ruik ek hom. As hy afruik, gaan ek hom nie drink nie, want 10 gaan hy doen van wat hy ruik. Maar toets hom. Nou proe ek hom. Wat doen ons? Nee, ek sien nou dors nie. Jy kry 'n lekker water nie, ek sien nou dors nie. Ek gaan vir jou gooi, Corneille. Sit 'n bietjie op die rak. Nou gaan ek aan met my lewe. En ek doen die ding. Nou word daai ou dors. Kom ons sê ek het nou nog geen water gedrink nie, want ek moes nie getoets nie, hy's nog toe. Nou word hy dors, wat gaan hy doen? Hy kry die voordeel van my blessing. Want ek het hom op die rak gesit, nou is ek al terug in Silverton. O, hel, ek het my water by Corneille vergeet. Dan bel ek om, Corneille, waar is my water? Ag, sorry pastoor, ek het hom gedrink. Hoe kan jy my water drink? Dit is my water. Jy wou hom nie hê nie. Is hierdie vir jou prakties? So toets ek dit aan die woord. Maar nou ken jy nie die woord al. Ek het nie die woord geken op 'n maand wat ek die Here gedien het nie. Nou soek ek gawe van profesie. Ek soek die gawe van profesie want dit lyk cool. Ek weet nie waar die woord staan dat dit cool lyk nie. En die gawe, die woord sê dit lyk cool nie. So ek het 'n misinterpretasie gehad wat ek wou hê. So waar toets ek het eerste? In my hart. Nou weet ons, die Bybel sê jou hart kan bedrieglik wees. Maar as my hart na God gerig is my hart die fondasie, die ontvang van hierdie woord. En ek het 'n vrede oor hierdie woord. Maar daar gaan kere wees wat jy ongemaklik gaan voel oor 'n woord, oor jy nie op die regte plek is om die woord te ontvang nie. So as jy op die rak sit, gaan jy nooit weet wanneer jy op die regte plek nie. So wat doen die woord? Die Here kom by hulle en hy sê vir hulle, die geveg is nie julle se nie, maar posisioneer jouself dat jy die verlossing van die Here kan sien. Wat doen hy toe? Hy sê trek op, die volgende oggend trek hulle op en dan gaan posisioneer hulle presies daar, Jaco, waar die Here hulle wil hê. En toe hulle daar staan, wat jou naam? Jaco, daar staan, toe check hulle, hier gebeur iets. Jy nou, ons maak mekaar dood. En hulle gaan piek, of hulle gaan kry 'n byt wat groter was as hulle ooit gekry. 3 dae vat hulle om al die goed op te tel. Hulle kon dit gesmash het. Wat is die eerste ding wat hulle sou gevat het? Hulle sou woord gevat het. Ja, die Here sê, die weermag is groot, gaan elkeen na sy eie huis en kruip weg tot jy hoor iemand sê vir jou, jy kan weer uitkom. Jy mag nêrens gaan nie, want dit is nie 'n essential service nie. Inteendeel sou hulle geresponde daarop, en is die menslike sy respons, sy reaksie op dit. Maar nou kom die Here, die geveg is nie joune nie, maar trek op, hier confuse my nou.
Nee. Luister wat ek sê. Die geveg is jou nie, maar check. Kom posisie in jouself op 'n hoogte so jy kan sien wat ek doen. Want dan gaan dit oor God. So dit los ons nie apaties of passief nie. Dis wat die profetiese doen. Dit eerstens herstel jou situasie. Dit aktiveer jou, dit mobiliseer jou. Dit gee jou guts om te doen wat jy nie in jou eie kan doen nie, maar wat God sê jy kan doen. Ek het so 'n woord nodig in my lewe. Come on, want elkeen van julle is dalk by 'n plek in jou lewe waar jy sê, Here, ek kan nie verder nie. Dit maak dat ek nie eens God se stem wil hoor nie. Maar wat doen die profetiese? Dit aktiveer jou. En mag volgens 'n kort verduideliking jou weer honger maak om van God te hoor. Eerstens vir jouself, maar tweedens ook vir ander mense. Want as ek God vir my kan hoor, kan ek mos van ander mense praat. As ek God vir my nie kan hoor nie, kan ek nie vir jou hoor nie. Dit is 'n ding wat ons maklik sê. Het is makliker om vir jou te hoor as om vir my te hoor. Ek wil nie 'n woord van so iemand af hê nie. Skuif die verantwoordelikheid weg. Dan sê jy, maar jy weerspreek nie, ek weerspreek my nie. Ek weet daar's tye waar dit vir jou moeilik is om God se stem te hoor. Maar dan herken jy dit en dan het jy iemand nodig wat vir jou kom sê.